Shalom. As ons vandag weer in mekaar se stilte kom sit, gaan ons dit doen rondom die konsep van apatheia. Apatheia word verstaan as, en ek lees dit in Engels, a mature mindfulness, grounded sensitivity, and a keen attention to one's inner world, as well as to the world in which one has journeyed. Dus sekere bewussyn, sensitiwiteit van jou grondvesting, maar ook die pad wat jy loop, en ons gaan dit gebruik om iets te verstaan van die pad wat Jesus ook geloop het, waar sy bediening begin het in stil plekke. Ons kan sê in woestynareas. En hier lees ons spesifiek dan nou ook die skrifgedeelte in Markus 1 vers 35. Vroegoggend, toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. Daar het hy gebid. Dit wil ons voorkom asof ons die grootste verskil kan maak in die stil plekke, die randareas van die lewe. En dan kan ons begin wonder, hoe lyk die randareas in my lewe? Wie is daar op die rande van die gemeenskap en die samelewing waar ek 'n verskil kan maak? Kom ons raak vandag daar rondom stil. Ons begin soos altyd en ons raak net bewus van ons omgewing, dit wat rondom ons is, waarvan ons ook deel is op 'n manier, wat ook betekenis skep in ons lewens. Ag, dit kan prente teen 'n muur, blare op 'n grasperk, voelgeluide, 'n stoel waarop jy sit wees. Alles nooi om vandag net te kom wees, teenwoordigheid te ervaar, dalk selfs net 'n ervaring van ek hoort hier, ek het 'n plek van behoort te ervaar. As ons so stil raak ons ook bewus van ons asemhaling. Vandag nooi ek jou om op 'n spesifieke manier asem te haal. As jy inasem, tel tot 4. Asem in deur jou neus. 1, 2, 3, 4. En as jy daar kom, nog 1 ekstra telling en voel dit in jou hart. Hou dit dan vir 7 tellings. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. En dan kan jy uitasem deur jou mond vir 8 tellings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Kom ons doen dit nog 'n keer. Haal diep asem tot in jou kern vir 4 tellings en dan nog 1. 1, 2, 3, 4 en dan nog 1 tot in jou hart. 1. Hou dit dan vir 7 tellings. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Uitasem deur jou mond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.
Miskien begin jy op 'n manier gesentreer voel, nou dat jy so rustig asem gehaal het. Dan herinner ons onsself dat ons sentrering in die liefde van God is. Skuif nou jou aandag na jou voete. Raak net bewus van jou voete op die grond. En laat dit hulle eie storie vertel. 'n Storie van geworteldheid. Geworteld wees, gegrondves wees in die liefde van God. En dit deel ons. En dit maak van ons teenwoordigheid hier 'n teenwoordigheid ook binne verhouding, in gemeenskap. Sit net 'n oomblik of 2 daar rondom stil. Laat dit by jou posvat. Miskien ervaar jy jouself ook nou op 'n kosbare manier as geliefd. Geliefd. En wanneer jy dit ervaar, is jy miskien gereed om jou eie woestynpad vandag te stap. 'n Woestynpad waarop jy gaan stil raak, maar meer nog, waar jy randmense, randsituasies gaan teekom en jy 'n verskil gaan maak. Want jy is geliefd en jy benader elkeen rondom jou as geliefd. En so maak jy in die woestynstreke waar jy mag reis op jou lewe 'n groot verskil. En ek nooi jou nou, maak jou oë toe. Visualiseer dalk voor jou 'n woestyn vroeg in die oggend. Miskien kan jy jou verbeel, jy trek jou skoene uit. Jou kaalvoete op die koel sand en jy begin stap. En vir die volgende 2 minute is jy net bewus van stilte rondom jou, jou kaalvoete en jy stap oor die koel sand van die woestyn. En laat dit 'n groot stilte by jou bring, maar ook 'n groot bewussyn van die teenwoordigheid van God in die stilte. En die liefde wat hy weer kom bevestig vir jou in hierdie stilte. Kom ons stap in ons verbeelding 'n pad saam oor ons woestynwêrelde met Apatya. Terwyl jy so in die stilte van die woestyn stap met jou kaalvoete, bewus van stilte reg rondom jou, mag dit ook vir jou 'n geborgenheid bring, waar jy kan tuis wees en vanwaar jy jou eie woestynbediening kan loods.
weer diep asem. Voel dit in jou hart. En as jy uitasem, voel daar die nou reeds bekende ligtheid van uitasem. En weet, jy is woestynmens, jy is verskilmaakmens, jy is stiltemens. Shalom.